Ons is kinders van die Here en God se woord is vir ons baie belangrik. Dankie dat jy inskakel en luister en dit aanstuur, Spirit and Life, want die woord is gees en lewe. Die woord maak dat ons God vind. Nou hoor wat sê Matteus 6 vers 33. Nou dis Jesus se eerste prediking, die bergprediking, en hy preek oor 'n klomp goed en dan preek hy oor moenie bekommerd wees nie. Maar dan sê hy: nee, maak die koninkryk van God en dit wat vir hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Die 83 vertaling sê, hy sê soek eers die koninkryk van God en sy wil. Koninkryk beteken die reëls, die manier dat God regeer in jou lewe, prioriteit. Geregtigheid, dit wat vir God reg is, dit wat sy wil is. Nou dink 'n oomblik daaraan, jou wil is vir jou baie belangrik. Jy soek jou wil. As jy nie jou sin kry nie, as jy nie jou wil kry nie, raak jy kwaad, jy raak ongelukkig, jy's nie happy nie, jy's nie gelukkig met die lewe nie, want jy kry nie jou sin nie. Maar as jy jou sin kry, jou wil kry, dan is jy happy. Dan gaan dit met jou goed. Maar wat sê God? God sê dat hy eers na sy wil sal soek. So wat ek ook al doen, moet ek vra, Here, is dit u wil? Is dit wat u wil hê? Is dit u koninkryk? Is dit u reëls? Is dit u beginsel? Dis wat u wil hê, eers wil hê, en ek gaan doen wat u sê. Dan sê die Here, dan sal ek al die ander dinge vir jou byvoeg. Nou jy moet onthou, God wil vir jou dinge gee. Dinge is hierdie hemp, broek wat ek aan, skoene wat ek aan, die tafel, my selfoon, my lig, dis dinge. God wil vir ons dinge gee. Dinge is jou kar, jou huis, jou kos, wat ook al. God het nie 'n probleem met dinge nie. God se ding is, soek my eerste. Dis wat God van ons vra. Dis hoekom God jou gemaak het. God is naby aan jou, maar hy sê soek my eerste. Om God te soek is belangrik. Dit wat vir God belangrik is, dit wat belangrik is in sy koninkryk, sy reëls, sy maniere, dis belangrik en sy wil. Nou moet ek vra, Here, is dit u wil? Wil u dit hê? Nou dink 'n oomblik dan as jy die oggend opstaan en jy vra, Here, wat wil u hê in my lewe? En ek dink baie mense sukkel om dit te vra want hulle ken nie die stem van die Here nie. Maar as jy net na die Bybel toe gaan en sê, okay, goed, kom ek begin lees en ek begin verstaan hoe God werk. En nou sê die Bybel, al tas jy 'n bietjie rond, nou al is jy 'n bietjie verkeerd, die Here het nie 'n probleem daarmee nie. Wat belangrik is dat hy sien, jy soek na hom. Jy maak sy koninkryk 'n prioriteit. En hoe meer jy begin soek, hoe meer gaan jy agterkom wat is die regte ding. En ek hoor by baie mense, toe hulle die Here begin dien het, die dom dinge wat hulle eintlik gedoen het, of dit wat hulle geglo het, hulle was jong Christen, en hy sê van vandag is hulle lewe soveel beter, hulle is op 'n ander plek, op 'n beter plek, hulle verstaan die Here beter, hulle verstaan hoe God werk, hulle ken al die stem van die Here, want hulle het gegroei in die Here. Dis wat God wil hê, dat ons hom sal soek. Nou besef jy, dat God hom eintlik wegsteek. Dat God loop nie op die straat nie, hy loop nie en sê, hoor, hier's ek, kyk vir my, hier's ek nie, nee, hy steek hom eintlik weg. In die Ou Testament, dan lees ons, dan sien ons die wonders van die Here, in die Nuwe Testament, dan sien ons hoe God deur Jesus werk, maar dan begin die Heilige Gees werk, die Heilige Gees word uitgestort, Jesus sê, dis beter dat die Heilige Gees uitgestort word, as wat ek hier is, want nou is die Heilige Gees in elkeen, God woon in elkeen, en elkeen van ons kan die wil van die Here doen. Dink nou net, as almal op hierdie aarde die wil van die Here doen, as almal doen wat God sê, as almal luister vir die Here, as almal sy koninkryk volg, hoe die lewe gaan verander, wêreld gaan verander, hoe dit hemel op aarde gaan wees. Nou dit kan hemel in jou lewe wees. Jy kan hemel reeds op aarde beleef, as jy God eerste stel, en sê, ek maak die koninkryk van God eerste, want hy sê, soek eers God se heerskappy en God se wil. Nou mense sê maklik, God is in beheer. Nee, die Here is in beheer. Weet wanneer is God in beheer? Wanneer jy na hom luister, wanneer sy wil eerste kom, wanneer hy eerste in jou lewe is. En ek wil jou aanmoedig, ek wil jou nie veroordeel nie, ek wil jou aanmoedig om die Here te soek en die Here se pad te loop en te doen wat die Here sê. Dankie dat jy luister en dankie dat God se wil vir jou lewe belangrik is. Dankie, jy's 'n great blessing.